Okay, graad 10's. Kom ons kyk gou vinnig na oefening 4 se Venn-diagramme, die waarskynlikheidsoefening. So hierso by vraag B sê hulle vir jou, X en Y is gebeurtenisse, so dat die waarskynlikheid van X 0,6 is, die waarskynlikheid van Y 0,3 en die waarskynlikheid van X en Y, so met ander woorde, dit wat oorvleuel, die snyding daarso, is 0,2. Teken 'n Venn-diagram en bepaal vervolgens die waarde van die waarskynlikheid van nie X of nie Y nie. So ons moet nou eers gou die Venn-diagram teken. Nou die verwarring hierso kom in wanneer hulle sê slegs die waarskynlikheid van X, of daar was seker 'n voorbeeld wat hulle gesê het, die waarskynlikheid van slegs rugby spelers is sê nou maar 0,6 en die waarskynlikheid van slegs cricketspelers is 0,4 en die waarskynlikheid van rugby en cricketspelers is 0,2. Ja, so dan het jy dit in die middel gesit, maar omdat hulle nie die woordjie slegs hier gebruik nie, so hulle sê nie die waarskynlikheid van slegs X en slegs Y nie, beteken dit dat daai waarskynlikheid van X en daai waarskynlikheid van Y, daai 0,6 en 0,3 het klaar die snyding by dit ingereken. So daai 0,2 is saam met dit ingereken. So dit is iets wat jy baie mooi moet seker maak, dat jy nie nou hier by X in die blokkie, hierso, ek gaan vir julle wys, dat jy nie nou hierso 0,6 skryf en daar 0,3 skryf en daar 0,2 nie. Want dit is nie slegs X wat 0,6 en slegs Y wat 0,3 is nie. Dis hierdie hele sirkel van X wat 0,6 is en die hele sirkel van Y wat 0,3 is. So met ander woorde, as ek dit hier mooi gaan uitwerk, gaan ek kry dat as die oorvleueling 0,2 is, dan gaan die waarskynlikheid van X wat oorbly in die sirkel gaan 0,6 minus 0,2 wees, so dis 0,4, ekskuus. En die waarskynlikheid van Y wat 0,3 is minus die snyding 0,2 wat oorbly is 0,1. Dan moet jy onthou, as ons praat van 'n Venn-diagram en ons praat van die steekproefruimte, as dit gaan oor waarskynlikheid, so nie die werklike gebeurtenisse soos as ons die aantal rugby spelers of iets tel nie, so die Venn-diagram toon nie die waarskynlikheid, weet ons die hele steekproefruimte is mos gelyk aan 1. So as ek hierdie by mekaar tel, dan sien ek dit kom nie by 1 al uit nie. So as ek sê 1 minus 0,4, minus 0,2, minus 0,1, dit wat oorbly, is nie in die X of Y gebeurtenis nie, maar dit is nog steeds deel van die steekproefruimte van die totale aantal moontlikhede of die totale waarskynlikheid. So, as hulle dan vir ons sê, net hierdie uitvee daai stickertjies, so dit nou makliker vir ons is, teken 'n Venn-diagram, bepaal vervolgens die waarde van P, nie X, die waarskynlikheid van nie X of nie Y. Dan vat jy mos jou kleurpenne. Onthou met hierdie goed, moenie dit probeer doen sonder jou kleurpenne nie, want dis waar mens baie keer foute maak. Jy gaan onderstreep nou vir jouself, wat is alles nie in X se sirkeltjie nie. Dis met ander woorde, die 0,1 hier van Y en daai 0,3. Dan doen jy dieselfde vir die waarskynlikheid van nie Y nie, so wat is alles nie in Y se sirkeltjie nie, daai 0,4 en hierdie 0,3 ook, weer eens. Nou dit werk mos so, as hulle die woordjie en gebruik, dan beteken dit is slegs die een wat al twee kleure streepies het. Maar as hulle die woordjie of gebruik, soos wat hulle nou hier doen, hulle gebruik die woordjie of daarso, dan beteken dit, ek gaan al die kleure wat onderstreep is, ongeag wat dit is, dit hoef nie albei kleure by te hê nie, gaan ek by mekaar tel. So met ander woorde hier gaan ek sê 0,4 plus 0,1 plus 0,3 vir die waarskynlikheid van nie X of nie Y nie, wat dan 0,8 is. Ok, kom ons kyk na C. X en Y is gebeurtenisse, sodat die waarskynlikheid van X 0,35 is, die waarskynlikheid van Y 0,7 en die waarskynlikheid van X en Y, die oorvleueling, is 0,2. So hier het ek dit net weer vir jou mooi neergeskryf, jy kan dit ook doen om jouself te help. Nou sê hulle, bepaal vervolgens die waarde van die waarskynlikheid van nie X en nie Y nie. So nou moet jy weer eens onthou, hierdie oorvleueling is klaar ingesluit by die 0,35 en klaar ingesluit by die 0,7. So ek moet nou eers om te kyk dit wat oorbly by X moet ek sê 0,35 minus 0,2, dit wat oorbly is 0,15 en dan het ek ook 0,7 minus 0,2 wat oorbly is 0,5. En van die totale steekproefruimte wat 1 is,
dit wat oorbly dan in die blokkie, is 1 minus 0,15 minus 0,2 minus 0,5 en dit wat oorbly is dan 0,15. As ek dit dan klaar het hierdie stickertjies, oepsie, net gou daar terug gaan. As ek dan hierdie stickertjies net gou uitvee vir ons, dat ons makliker kan onderstreep, dan kan ek moes nou my kleurpenne gebruik en sê, okay, kom ek gaan kyk gou hierdie twee waarskynlikhede. So met ander woorde, die waarskynlikheid van nie X. Uitvee hierso. Dit gaan ek in blou kyk. So die waarskynlikheid van dit wat nie in X voorkom nie, is hierdie 0,5 en hierdie 0,15. Die waarskynlikheid van nie Y nie, kom ons maak dit pink, so dit wat nie in die sirkeltjie van Y is nie, is 0,15 en 0,15 daarso. En nou sê ek, omdat dit die woordjie en in het, en, beteken dit slegs dit wat met al twee kleure geonderstreep is, gaan ek dan nou skryf vir die waarskynlikheid van nie X en nie Y nie. En dit is met ander woorde net daai 0,15 wat dan oorbly. Ok, kom ons gaan aan. Hier by vraag D. Twee gebeurtenisse, A en B, is so dat die waarskynlikheid van A 0,5 is, die waarskynlikheid van nie B is 0,7 en die waarskynlikheid van A en B is 0,2. Teken 'n Venn-diagram en bepaal vervolgens die waarskynlikheid van nie A of B. So ek moet nou eers hierso gou vinnig het ek vir myself het neergeskryf. Die enigste een waaroor ek nou 100% seker is hierdie snyding is 0,2. En ek weet die waarskynlikheid van A is 0,5, so ek kan hom ook uitwerk deur te sê 0,5 minus 0,2 is dan 0,3. Maar wat nou hier moeilik is hulle gee nie vir ons die waarskynlikheid van B, dit wat oorbly nie, hulle sê net wat B nie is nie. En hulle sê ook nie vir ons wat dan hier moet oorbly nie. Nou al wat ons doen is, ons weet dat, ek net gou mooi hierso kyk, ons weet daarso, dat as ek dan wil kry wat oorbly, van nie B nie, moet A, nie B is met ander woorde, hierdie gedeelte 0,3, en wat ook al daai is deel van nie B. So, hulle sê dis 0,7, dit beteken ek kan hierdie wat in die blokkie is, kan ek uitwerk, want ek weet, dit moet 0,7 al te saam wees, daai 0,3 plus wat ook al daar in die blokkie is met 0,7 wees, want dis alles wat nie B is nie. So met ander woorde, dit gaan dan wees 0,7 minus 0,3 en dit wat in die blokkie oorbly is 0,4. En nou kan ek terugwerk om te sê, okay, maar omdat my steekproefruimte 1 is, kan ek nou kyk wat bly oor in die sirkeltjie van B, want ek sê net 1 minus 0,3 minus 0,2 minus 0,4 en dan kry ek dit wat oorbly van die volle 1 is dan daai 0,1 wat in die B oorbly. Ek hoop almal verstaan, nou was nou 'n klein bietjie moeiliker, omdat hulle nie die waarskynlikheid van B gegee het nie, hulle die waarskynlikheid van nie B gegee. So jy moes eers hierdie uitwerk, voordat jy kon teruggaan na daai sirkel waarde toe, ekskuus, die B se sirkelwaarde. So nou vra hulle vir ons ook om te gaan kry, die waarskynlikheid van, laat ek net mooi kyk, nie A of B. So kom ons gebruik ons kleurpenne weer, kom ons onderstreep alles wat nie A is nie. Dis hierdie 0,1 en hierdie 0,4. En dan gaan kyk ons alles wat B is. Alles wat B is hierdie 0,1 en daai 0,2 is B. En omdat hulle hierso vir ons die woordjie of gebruik het, of, beteken dit, ek plus alles by mekaar, ongeag of daar 1 of 2 streepies is, ongeag die kleur wat ek onderstreep het. So dis met ander woorde die 0,1 plus die 0,2 plus die 0,4 en dan kry ek die waarskynlikheid van dit wat nie A is nie, of wat B is, gaan dan 0,7 wees. Kyk, kom ons kyk gou daarso by E. As die waarskynlikheid van A 0,6 is, die waarskynlikheid van B is 0,5 en die waarskynlikheid van A of B is 0,9, bepaal die volgende. Nou wat hierheen moeilik maak, is, ons weet nie wat die snyding is nie. Ons weet nie wat kom hier in die middel nie, ekskuus, ek het nou klaar daar uitgewerk, maar ons weet nie. So daar's 2 maniere hoe jy dit kan kry. Jy maak dit X en jy werk terug met 'n vergelyking om daai waarde van X te kry, of ons kan ons formule gebruik. So kom ons vul net gou in dit wat ons wel weet. Ons weet dat die waarskynlikheid van A is 0,6 en die waarskynlikheid van B is 0,5. Maar ek kan dit nog nie hier insit nie.
Ek hoop almal verstaan hoekom kan ek dit nog nie daar skryf nie, want deel van daai 0,6 en daai 0,5 is die waarskynlikheid van A en B, wat ek juis moet uitwerk, ek weet nie wat dit is nie. So vir my is die maklikste om die formule te gebruik. So jy gaan leer hierdie formule wat sê, as ek die waarskynlikheid van A of B wil kry, dan vat ek die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B en ek minus die snyding. Want in hierdie formule, of hierdie vergelyking wat ek het ek mos die antwoord vir die waarskynlikheid van A of B, dis 0,9, hulle gee dit vir my daarbo. Hulle gee die waarskynlikheid van A is 0,6, hulle gee die waarskynlikheid van B is 0,5, maar ek weet nie wat die waarskynlikheid van die snyding A en B nie. Maar nou is dit soos 'n doodgewone vergelyking wat ek net moet oplos. So ek plus 0,6 en 0,5 by mekaar, om te kry dis 1,1. Ek vat dit oor die is gelyk aan en gaan minus dit aan die ander kant. Nou 0,9 minus 1,1 is dan minus 0,2. En hierdie kant het ek moes dan nou minus of negatief die waarskynlikheid van die snyding. En al wat ek nou doen om die snyding te kry of die waarskynlikheid van A en B, is ek gaan deel reg deur met 'n minus en ek kry die waarskynlikheid van A en B is 0,2. Nou kan ek dit daar in my sirkel inskryf en ek kan nou gaan uitwerk wat bly oor in sirkeltjie van A en sirkeltjie van B. So wat oorbly in die sirkeltjie van A is 0,6 minus die 0,2, daar bly 0,4 oor. En dan vir die waarskynlikheid van B kan ek sê 0,5 minus 0,2, wat oorbly is 0,3. En omdat my steekproef gelyk is aan 1, kan ek net sê 1 minus 0,4 minus 0,2 minus 0,3, gee af my dit wat oorbly in die blokkie is 0,1. Die ander metode wat jy kon gebruik het, as jy sê, ek weet nie wat die snyding is nie, dis x. Maar wat ek wel weet is, by A gaan ek dan sê 0,6 minus x, en by B gaan ek sê 0,5 minus x. En nou plus ek dit mos net by mekaar, want om hierdie te kry, die waarskynlikheid van A of B, is mos hierdie, plus die snyding, plus hierdie. So as ek dit alles by mekaar tel, dan moet die antwoord 0,9 wees. Dis wat ek hier geskryf het. So 0,6 minus die snyding van x, plus die x, plus die ander wat oorbly in die gebeurtenis van B, die 0,5 minus x, moet 0,9 wees. En as ek dit dan met 'n vergelyking oplos, kry ek x is gelyk aan 0,2. So jy het twee maniere of twee metodes wat jy kan gebruik om daai snyding te kry. Okay, nou dat ons dit het, vra hulle nou vir ons 'n paar goed. Hulle vra vir ons, wat is die waarskynlikheid van A en B? En ek het dit nou net hier gaan uitwerk met my formule of met die vergelyking. En dit is 0,2. Toe vra hulle vir jou, wat is die waarskynlikheid van nie A, ek het my uitveer gou gebruik om hierdie uit te vee, van nie A en B. Nou gebruik ek weer my kleurpenne. Kom ons gaan onderstreep alles wat nie A is nie. Dis die 0,3 en die 0,1. Die waarskynlikheid van B is met ander woorde 0,3 en 0,2. En hierso gebruik hulle die woord en. Ons sien hulle gebruik die woord en hierso. So ek weet dit is net dit wat albei streepies by is. So albei kleure en dit is dan daai 0,3 is dan die waarskynlikheid van nie A en B. Kyk, kom ons vee die kleure nou uit en ons kyk gou na die ander vraag. Die laaste wat hulle hier vra is, wat is die waarskynlikheid van A of nie B? Kyk, sien ek hier daar een gemis. Kom ons vat vir ons kleurpenne. Die waarskynlikheid van A is met ander woorde hierdie 0,4 en hierdie 0,2. Die waarskynlikheid van nie B nie is dan met ander woorde dit wat nie in die sirkeltjie van B voorkom nie, so dis 0,4 en 0,1. Maar omdat hulle hierso die woordjie of gebruik het, is dit ongeag watter kleur dit is, ek plus alles wat nou onderstreep is by mekaar. So 0,4 plus 0,2 plus 0,1 gee vir my 0,7. Ek hoop julle verstaan dit 'n bietjie beter. Onthou om weer deur al jou waarskynlikheid te gaan en dit mooi te verstaan wanneer jy leer vir jou eksamen.